Dit is die vooraand van jou ekstra lang naweek en vandag begin ons jou naweek in styl by die Napso Privaat Skoleweek. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels met Anne-Marie de Tooy oor die nuushooftrekke in 'n Republikein se sagte koepie oor die naweek. So dit is nie 'n harde koepie soos jou koerant nie, dit is 'n sagte koepie wat jy aanlyn kan kry sodat jy op hoogte kan bly van die nuutste nuus oor die lang naweek. En dan natuurlik soos beloof gaan maak ons 'n draai op Swakopmund by die Securitas, Napso Securitas Privaat Skoleweek. Ons is nou weer terug. Anne-Marie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee. Anne-Marie, wat is die planne vir die lang naweek? Weet jy wat se dag is dit eers? Voordat ek praat oor my lang naweek. Dis klein Saterdag. Dis Donderdag. Ja. 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 Dis eintlik maar Vrydag eintlik vandag. Ja, sien, maar ek voel nou ek was nie so entoesiasties oor hierdie klein Saterdagie want dit was al gister klein Saterdag. Ek het al gister my eerste bottel Vrede en Lust oopgemaak. So dan wat kan jy So is daar nog bottels Vrede en Lust in jou naweek? 100%. Ek Nie te veel nie. Nee, net so Net enetjie in vir die hele naweek, net alles in matigheid. Ja. Maar tussen my en jou, daar's 'n paar bottels Vrede en Ons Vrede en Lust by die huis. Mama, ons het Vrede en Lust by die huis. Ja, nee, ek is opgewonde vir die lang naweek net om bietjie te rus. Ek weet ons is albei nog aan diens die naweek, want we need to inform the people. Ja. Die nuus wag van niemand nie, sê hulle? Veral nie vir ons twee nie. Nee. Maar ja, so lang naweek is maar net rustig en jy? Niks nie. Ek het 'n braai vanaand. En my klas is gekanselleer. Ek sien dis exciting. So ek het 'n braai vanaand. Ek kan die braai betyds maak vanaand want my klas is gekanselleer. So vir my se klas gekanselleer is, dan verdien dit ook om 'n nuushooftrekk te wees. Ja, ook 'n nuushooftrekk is die dragkode Ja. is sousrig. Okay. Ek gaan nie vir my sousrig aantrek nie. Ek gaan maar net so. Was julle by Kosmosfees laasweek dat julle nou inspirasie gevat het? Daai kant by ou snot. Nee. Ek sê vir hulle, hulle sê blykbaar is baie sousrig om iets vir die aan die verbeelding oor te laat. So dis nou maar wat ek in my get-up gaan doen vanaand by daai braai. En dan môre nadat ek gaan braai. Ek dink enige van ons gaan sousrig aangetrek wees in hierdie weer. Maar ons gaan kuier in die sagte koepie vir Republikein by op die koppie. O, ja. Ons is bietjie by Kanon Eiland. Ons gaan maak 'n draai daar by Kanonnetjie padstal, wat een van my gunsteling padstalle is vir ons was. Dit was so 'n ongelooflike ervaring en ek is so opgewonde om dit met die kykers te deel want dis 'n gemeenskapsprojek. Twee ou mense wat vir 25 jaar op 'n plaas gewerk het, wat toe besluit het om 'n leë wynkelder te omskep in hierdie padstal en dis so 'n ongelooflike mooi storie en hoe hulle die gemeenskap betrek. As jy gaan inkopies doen daarso byvoorbeeld, kry jy nie 'n inkopiesakkie nie. Dit is die skole se koshuise wat hulle ou meelpakkies skenk en dan omskep hulle dit in 'n shopping bag in en jy stap daar uit met jou meelsakkie met jou 2 strikkies. So dit is een van daai plekke waar dis 'n ervaring om soontoe te gaan. Jy kan nie net stop omdat jy nou 'n botteltjie Coke en jy moet gou gaan piepie nie. Dis 'n regte ervaring en weer eens 'n menu. Ons het met die vorige padstal ook gepraat oor die kos wat hulle bied, maar net daai skaappastei wat hulle het en ek weet Kanonnetjie maak hulle eie fries, slap chips. Dis die woord wat ek gesoek het. Maak hulle eie slap chips daarso van vars aardappels en so dis regtig iets wat ek voel jy moet ervaar as jy Noord-Kaap toe gaan. Ja. En dis vir my altyd so lekker, soos wat jy nou sê, die meelsakke wat dan omskep word in inkopiesakke. Ons praat so baie oor plastiek en nie plastiek mors nie en herwinning en al en al daai dinge. En dis my so, ek dink gereeld daaraan hoe divers en interessant sou die wêreld nie wees as ons nie almal dieselfde resep gevolg het nie. As ons almal probeer het om
byvoorbeeld 'n plastiek inkopiesak te vermy. Jy weet hoeveel oulike idees sal ons nie meer vorendag kom vir wat ons anders in plaas van 'n inkopiesak kan gebruik nie. Maar dan ook kollig hierdie naweek. Kollig is in Saterdag se koppie, so julle gaan dit nou nie in môre se sagte koppie kry nie. Maar ons het in kollig natuurlik vir Movie Guy Barry wat bietjie met ons gesels oor die nuwe Michael film wat uitgekom het. Ek hoor hy doen ongelooflike dinge daar op die silwer skerm. So definitief 'n interessante een om te lees. En dan het jy vir ons 'n storie geskryf oor kollig waaroor ek baie opgewonde is. So ek weet nie of jy 'n bietjie daaroor wil gesels. Dit is Ena Venter wat vereer is met 'n lewenstoekenning by Blended Voices. Dit was 'n koorkompetisie hier in die hoofstad, 'n hoogtepunt op die koorkalender moet ek sê. En Ena Venter wat absolute legende is, sy het die Winto Kinderkoor in 'n stadium, was sy die dirigent vir die Winto Kinderkoor gewees. Sy het in 'n stadium in Suid-Afrika op 'n kommissie gedien vir kunste en spesifiek vir koor. En dan natuurlik, ek dink haar grootste nalatenskap, en ek moet hierso sê ek is dalk bietjie bevooroordeel, want sy het die Maskato koor gestig en ek was self 'n lid van die Maskato koor. Dit is nou hoekom, maar vir my voel dit asof dit half haar grootste merk in koor in Namibië was. En ek moet vir jou sê, ek dink nie koor sou wees wat dit is in Namibië as dit nie was vir Ena Venter nie. Jy weet, sy het absoluut die ding is, jy kan nie die reikwyte van Ena Venter meet in dit wat sy self gedoen het nie. Jy meet dit in die mense wat sy bemagtig het om koor en koorsang verder te vat. Onder meer Theo Cookson, waaronder ek gesing het by die Maskato's, so baie ander mense, Garth Prince wat nou in Kanada is, en die koor wat vir hom, ek wil nie sê die begin was nie, hy onthou baie duidelik sy begin op skool, toe hy nog baie jonk was in musiek, maar ek dink koor was vir hom infrastruktuur in musiek, en koor het dalk daai liefde vir musiek aan die gang gehou gedurende sy skooljare, en hy praat ook baie mooi van die Maskato's en sy tyd onder Ena Venter, en dit ook hoe hy sy vrou in Kanada ontmoet het op die einde van die dag, en hoe hy in Kanada beland het, en nou is hy 'n komponis van kindermusiek in Kanada. Hy het 'n kinderboek geskryf oor die Hobba meteoriet hierso in Namibië, en ook 'n kinderalbum wat daarmee gepaard gaan. En dis daai tipe dinge wat kom uit Ena Venter, daai liefde vir musiek wat sy nie net aan die lewe gehou het nie, maar ook tog verder gekweek het, en daai boompie al bietjie groter laat groei het, totdat hy op sy eie kon staan. Theo Cookson ook natuurlik tans die dirigent vir die Maskato's, maar hy het ook verskeie ander kore, hy was 'n afrigter en beoordelaar vir Voice of Namibia, baie aktief in musiekkringe. So dit is al vir my hoe jy die krag en die impak van Ena Venter meet. Dis nie in, sy het soveel kore gehad, my pa het ook in 'n stadium onder Ena Venter gesing. So dis nie die kore wat sy gestig het en die kore waarmee sy gewerk het en die kommissies waarop sy gedien het nie, maar hoeveel mense uit haar kore uitgestap het en toe koormusiek en klassieke musiek verder gevat het. So ja, dit lê vir my ook na in die hart. Ek self het by Ena Venter se roudiens gesing saam met die Maskato's, en ek onthou baie van die ou Maskato's het teruggekom, en dit was soos om 'n familiereunie te kyk, en ek onthou ek en baie van my mede Maskato's het in daai stadium daar gestaan en vir mekaar gekyk en gedink, jyse, gaan dit wees wat dit is wanneer ons vir Theo moet groet, jy weet, gaan dit vir ons weer 'n tuiskoms wees, want die Maskato's het 'n sê ding, ons sê once a Maskato, always a Maskato. Jy weet, en dis daai tuiste wat Ena Venter geskep het vir daardie generasie Maskato's, dat hulle almal weer by mekaar kon uitkom en weer as 'n familie kon saamkom en saam sing en saam rou. Dit was vir my, jy weet, ek het altyd gedink, as ek nou my dirigent moet groet, dit sal vir my hartseer wees, maar dit gaan nou nie hartverskeurend wees nie. Totdat ek daar was en ek gesien het, hoe dit jou raak, en hoe ouer ek word, hoe meer besef ek die maniere waarin koorsang my geraak het. So ja, absoluut 'n groot spore getrap in koormusiek, in klassieke musiek, in musiek in die geheel. Jy weet, nie al soos wat ek sê, daai impak wat sy gehad het was breër. Dit was nie net koorsang en klassieke musiek wat hierdie mense betree het nie, maar ook rap en hiphop en al wat die ding is, daai liefde vir musiek het sy absoluut 'n ruimte voorgegee en infrastruktuur voorgegee sodat dit kon blom.
het sy dit nou koormusiek of klassieke musiek of wat ook hulle tipe musiek is. So daar's so baie musikante wat vir Ena Venter onthou. So dis my mooi dat sy die toekenning ontvang en dat Namibia haar sal onthou vir dit, dat sy nie een van daai name is wat al dowwer sal raak totdat dit op die ou end heeltemal weg is nie. Maar ja, ek het nou baie gepraat oor Ena Venter. Ja, maar ek dink dit is deel van wat jy sê, dis daai impak wat sy gehad het. Ek meen, ek en jy het nou 'n bietjie van die skerms afgepraat en jy het nou al vir my gesê Moscato het jou lewe gered. En dis regtig vir my in 'n era waarin ons is, want ek en jy het net nou 'n bietjie gesels oor Gen Z musiek en waar ons al hoe meer sien hoe klassieke musiek en mense se liefde vir musiek wegraak. Is dit vir my so mooi as hulle nog sulke legendes vereer op daai manier, want ons luister nou net iets want dit klink cool en daar's 'n beat en boom 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 boom. Maar daai liefde vir musiek is iets wat ek dink besig is om weg te raak en dit is mense soos Ena Venter en kore soos die Moscatos wat daai liefde vir musiek aan die gang hou. Uit en uit. Maar dankie Anne-Marie dat jy by ons was. Ons gaan maak nou 'n draai van die KUS se Moscato koor tot by die KUS se Napsu Securitas Privaat Skoolweek. Ons hoop verbraai weer oor hierdie ekstra lang naweek, maar dalk kry ons weer reën weer en ek weet nie watter een Namibiërs meer dankbaar voor sal wees nie. Maar in die hoofstad môre met 'n minimum van 10 grade Celsius en 'n maksimum van 23 grade Celsius en inderdaad jou braai weer met 'n sonnige dag daar. Ook 'n sonnige dag op Oshakati met 'n minimum van 20 grade Celsius en 'n maksimum van 29 en braai weer op Gebabes met 'n minimum van 13 grade Celsius en 'n maksimum van 28. Sonnig môre op Swakopmund met 'n minimum van 14 grade Celsius en 'n maksimum van 16 grade Celsius. Gedeeltelik bewolk op Loederitz met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 23 grade Celsius. En ook lekker sonnig op Reebot met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 26. As jy nie hierdie lang naweek die kans kry om Swakopmund toe te gaan nie, moenie worry nie, ons vat vir jou sommer 'n direk Swakopmund toe en jy hoef eers 4 ure vir hom te ry nie. Ons kuier natuurlik by die Napsu Securitas Privaat Skoolweek en ons gaan kyk eers na 'n paar hoogtepunte, dan gesels ons met Johan Andrei Fourie, die uitvoerende hoof van Napsu. Goeiemiddag, het is ons heerlik om weer by mekaar te wees. PSN het amptelik begin, dis heerlik, dit is 'n fees hier by die terrein. Dis klomp mense, ons gedog het gaan vandag stil wees, dis net bietjie die kleintjies wat speel, maar hier is soveel mense en dit is so lekker.
So ons verwag môre baie meer en ons gaan 'n groter fees hê. So moet dit nie mis nie. As jy in Swakop is of naby is, jy kan dit nie mis nie. Vandag was die kleinkinders hokkie gewees. Die boogskiet vanoggend begin. Ek moes eers op die pile geskiet het en ek was baie bang ek gaan die bord miskiet met ek het daarmee nie misgeskiet nie. So ek is baie trots op myself. Dit was baie lekker, het goed gegaan, goeie atlete gehad wat of deel geneem het en die jeugskei was lekker geweest, tennis was aan die gang, skaak was aan die gang. Môre begin die groot sporte, groot spanne sporte, eintlik ander sporte is net so groot. So ja, dis vir ons lekker, ons is dankbaar. Prou het dit goed gedoen, die stadion is pragtig. Alles is in plek. So moenie mis nie, moenie naby die stadion wees en enigiets hiervan mis nie. Kom kuier vir ons, kom wees deel van hierdie groot fees. Baie dankie. Natuurlik is Prou Ed Akademie baie opgewonde om 'n gasheer te speel vir hierdie jaar se NAPSO Securitas Privaat Skole Week. Ons gaan gesels nou met hulle uitvoerende hoof Christian Grobler as ook hulle sporthoof Florinda Forrie. Goeiemôre almal. Ja, Christian Grobler, CEO hier van Prou Ed Akademie. En dit is vir ons baie lekker om almal hier welkom te heet by die Privaat Skole Week. Dis al sommer 'n muurnes van bedrywighede hier en as ek so oor kan kyk en hy klomp karre wat daar staan, dan moet ek weet hier is baie mense. Kan nie sê wat nie, maar ja, ons uitdaging was lekker groot geweest om die regte ablisiegeriewe en al die nodige goed wat ons het om soos die sportgronde, ons joggerbaan en so aan reg te kry, ook ons 6 nuwe netbalbane. Maar ek dink ons is daar en die dinge loop. So ons sien uit na vandag. Goeiemôre, ek is Florinda Forrie, sporthoof van Prou Ed Akademie. En ja, ons is hier by 'n baie besige PSW. Vandag is dag 2. Dag 1 was redelik suksesvol. Glo ons alles het goed afgeloop. Ons is baie opgewonde oor vandag. Vandag is almal mos nou hier, baie meer mense as gister. En ons het vandag tussen 11 en 2 het ons ook die opening wat almal mos nou hier gaan wees waaroor ons baie opgewonde is. Ons het dalk so 1 of 2 verrassingkies. En ek dink ons grootste uitdaging op hierdie stadium is maar ons parkering. Ons parkering is ons werk saam met die munisipaliteit, maar ons het maar mense wat nie noodwendig luister oor waar hulle moet parkeer nie en net parkeer waar hulle wil. Maar ek sal sê van al die probleempies is dit definitief die grootste uitdaging. Maar verder gaan dit uitstekend en ons is opgewonde om almal hier te hê. So opgewonde soos Prou Ed Akademie is om gasheer te speel, so gretig sou ek dink is Windhoek Afrikaanse Privaat Skool om teenwoordig te wees by die Privaat Skole Week. Ons gaan maak nou 'n draai by Christine Boysen en Bakkies Rousseau, twee van hierdie skool se sportafrigters. Goeiemôre, ek is Christine Boysen. Ek is die onder 14A afrigter by WAP. Ons is vreeslik opgewonde vir die naweek. Ons is baie goed voorberei. Ons het 'n baie lekker toer gehad aan die begin van die seisoen en het al redelik wedstryde in, veral teen NAPSO skole. So ons is baie opgewonde om weer al die opponente hierdie naweek te hê. Ons is definitief goed voorberei. Die meisies weet dat hulle met elke wedstryd moet fokus. Ek dink dis nogal die ding met so 'n naweek om elke wedstryd nuut aan te pak en selfs hier aan die einde wanneer ons 'n bietjie moeg is, fokus te behou en nog steeds 100% te gee teen al die skole wat ons speel. En ons is vreeslik opgewonde en ons Ons gesels met Bakkies hoofafrigter hier by Windhoek Afrikaans Privaat. Julle speel teen Morio vandag? Yes. Vertel ons 'n bietjie hoe gereed is die span na gister se groot wedstryd? Ja, na gister se groot wedstryd, eerstens, dinge het nie altyd ons rigting gegaan nie, maar dit is rugby. Jy weet, dis how we adapt and now can we make the mental fight. So dit is vandag 'n mental fight. Die ouetjies het 5 uur klaar gemaak op die rugbyveld. Hulle is al klaar teen 9 uur weer op die rugbyveld, so dit gaan 'n groot stryd wees. Maar vir ons it's about staying in the fight. En dit was een van die groot lesse wat ons gister geleer het toevallig. Jy kan goeie rugby speel tot op nommer 99, yes. As jy nie nommer 100 ook tref nie, dan mis jy die merk vir die dag nie. So vandag is dit ons fokuspunt om al die hele tyd van die wedstryd regdeur te druk en ons ouetjies so reg soos kan wees vandag. Okay, wat wil jy bietjie anders te vandag sien as wat met gister se game? Vandag as ek meer bietjie kan fokus op ons set pieces want ons lynstane het gefunction even met 'n wind soos gistersin. So ons moes dalk bietjie meer geutilize het op die malls. Ons moet slimmer ge-exit het op 'n stadium wat ons dalk bietjie kort gekom het op. En dan ja, nie daai treigrypies wat so ingekruip het daar op die einde nie. So as ek daai 3 boksies kan tik vir die dag al, dan gaan dit al klaar groot verskil maak na wat ons wil bereik vandag. Okay, sterkte met vandag se game. Baie dankie. En nou gaan maak ons 'n draai by die skaak waar ons gesels het met Janine Opperman en Datolebo Handbody. My name is Janine Opperman and I'm from Schumann Gymnasium. Today
there was a chess event taken place, and it was very good and it gone very well. It's still going on, and I think everyone has to go first, and it was great today. Hi, I'm Dr. Ray Haibodi, and I'm going to tell you about how my match was. So it was an interesting match, which I was supposed to win, but unfortunately, due to the time, I lost the match. And I'm expecting to do a bit more better than the last match in my other matches. En dan is daar natuurlik mense by die Napsu Securitas Privaat Skole Sportweek wat die gees en die gemoedere moet hoog hou met 'n ietsie lekker om te eet. Ons gaan kuier nou by die Klein Kardoes as ook Vonkel en Skulp. Morning, I'm Julie de Toy. I'm from Klein Kardusi, Jules Catering, and we are selling corn dogs and chicken wraps and everything nice for the kids. Lots and lots of nice sweets, cool drinks and Energate, iced tea, everything. Come and visit our store. Thank you. Welkom by die Vonkel en Skulp. Hierso verkoop ons gaar oesters, rou oesters, mimosas, champagne, sushi. Ja, 'n klomp lekker goed. En as jy mimosa soek, is dit die plek om te wees. En ons het baie lekker koue champagne. So as jy wil, kom maak 'n draai asseblief by die Vonkel en Skulp en lei ons klok. Cheers! So gepraat van gemoedere hoog hou, 'n jong leerling met die naam van Tiffany deel oor haar gevoelens oor die Napsu Securitas Privaat Skole Week. Hallo, vandag gaan ek praat oor die Napsu kompetisie. Ek is hier by Napsu vir archery. Dit is baie lekker. Almal is so altyd nou so excited en ons almal is nou bly dat dit amper oor is, want ons almal is moeg, maar dit is baie lekker hier. Ons almal het nou al 'n baie lekker tyd gehad en ons wil nou net klaar maak sodat ons kan huis toe gaan en rus vir die volgende kompetisies wat verbykom. En ons wil net sê dat dit gaan baie lekker wees as nog mense kan verbykom en hierso kom en sien hoe ons almal boogskiet doen. Want dit is so lekker, almal is so rustig en huis met mekaar. Dankie. Daar is so baie slushy plekke, so baie stalletjies met kos, sweets, speelgoed, jewelry, alles. Dit is baie verskriklik lekker. En ons hoop en bid dat ander mense ook kan kom sodat ons nog vriende kan maak. Dankie. Hiermee sluit ons dan ons week op Klets Kompas af. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug om 8uur maandag aand op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV 25 as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. So tot volgende week van my Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span, is dit mooi bly.